Ons aanbid U vir U grootheid, vir U goedheid, vir U genade. Dankie vir al die seën wat U in ons lewens bring. Dankie dat ons in 'n tyd kan wees waar ons self net herinner dat U aarde toe gekom het, dat U 'n mens geword het, dat U deel van ons geword het. Nie om ons te kom oordeel nie, maar om by ons te wees, om vir ons te kom wys die liefde van 'n Vader, wat ons elkeen onvoorwaardelik lief het. Dankie vir U genade, dankie vir U goedheid. Dankie vir alles wat U vir ons lewens doen. Deur elkeen van ons vandag is dalk op 'n ander plek. U ken elkeen se omstandigheid, U weet hoe hulle ingekom het, U weet waar hulle nou in hulle lewe is. En U sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Here, dankie dat ons by U voete kan kom sit en kan weet, U is met ons. Ons loof U daarvoor, in Jesus naam, en die gemeente antwoord. Amen. Dankie, julle kan julle plekke inneem. Dis vandag die eerste Sondag van Advent, en Advent beteken afwagting. Dis 'n afwagting vir Jesus se geboorte. Nou ons in 2025 is, kyk terug, 'n paar duisend jaar terug toe Jesus klaar gebore is, maar die afwagting is ook die afwagting vir sy wederkoms. En daai wederkoms is die afwagting wat ons elkeen het, daai hoop, daai vreugde wat ons het dat Jesus weer gaan terugkom aarde toe. Toe ek die week voorberei het ek op die volgende definisie afgekom van Advent. Advent is a season of waiting with expectation and anticipation that Christ, the Messiah, is coming, and when He does, He will make all things new. He will bring about peace. He will take what is broken and put it all back together in perfect harmony. Toe Jesus die nagmaal ingestel het, het hy ons herinner aan wat hy dit voor gedoen het, hoekom hy dit gedoen het. Dat hy dood gegaan het, maar dat hy ook weer opgestaan het, en dat hy deur sy dood en sy opstanding ons vrygekoop het, maar ook ons verlos het van die sonde. En daarom het ons hierdie toekomsverwagting ook, wat die nagmaal ons herinner, dat Jesus weer gaan terugkom, dat hy alles gaan nuut maak, dat hy ons totaal gaan bevry van alle magte, van alle gebrokenheid, van alle hartseer, van alle omstandighede wat jy nou is, en dat ons vir ewig saam met hom gaan wees. So ek wil vra, terwyl die mense die nagmaal begin uitdeel, julle kan maar slank opstaan, wil ek vra dat jy net slank begin dink waar die nagmaal regtig gaan. Ek wil tog ook sê, hierdie is nie Rymsig se tafel nie, dis God se tafel, so as jy vandag besoek, is jy ook welkom om die nagmaal saam met ons te gebruik. As jou kinders saam met jou is dit jou as ouers se keuse, of jy wil hulle saam met jou die nagmaal gebruik. Ek sal tog net voorstel, dat hulle moet verstaan waar dit gaan. Dit is druiwesap, maar dat hulle verstaan waar dit regtig gaan. Kan jy net jou sap en jou brood net hou, ons gaan almal saam na die tyd nagmaal gebruik, en ek wil vra, kom ons kyk na die volgende lied, en ons luister net, en herinner ons self net weer waaroor die nagmaal regtig gaan. Kom ons luister die lied saam. I
carried me. Until I see you face to face, until at last I've won my race. Remind me of Terwyl ons wag vir almal uit te gaan by hulle plekke in te neem, het almal druiwesap gekry. Het almal brood gekry. Die aand voor Jesus gevange geneem is hy en sy disippels saam vir 'n laaste keer met 'n laaste ete. En hy het die brood gevat en het gebreek en gesê dis sy liggaam. En ek dink die disippels het regtig verstaan wat gebeur nie. En hy het ook gesê, hierdie wyn is my bloed wat gevloei het vir julle. Maar ons kyk nou terug en ons weet waaroor dit gaan. Ek wonder maar net partykeer, dalk sit ek, partykeer het jy al so baie keer nagmaal gebruik, dat jy al vergeet het, dis maar net 'n ritueel van, ons doen nagmaal, ons drink die wyn, ons eet die brood en ons het dit al gedoen. Maar ons het nou gesing, ek dink die besef wat ons net het, is dat Jesus het net aarde gekom en gebore as 'n kind en toe 'n mens en toe het alles net goed gegaan nie. Hy het eintlik gekom om te sterf vir my en jou sonde. Hy het gekom om ons te red. En wanneer ons die nagmaal vanoggend gebruik, herinner ons self weer wat gebeur het daai dag toe hy gesterf het. Maar die goeie nuus is ons kyk na die tyd dat hy ook opgestaan het, dat hy opgevaar het na die hemel toe en die verwagting wat ons het is dat hy weer gaan terugkom. So wanneer ons volgende die nagmaal gebruik, dan weet ons hierdie brood is Christus se liggaam wat gebreek is vir jou en vir my. Hierdie sap is sy bloed wat gevloei het tot vergifnis van my en jou sonde. Almagtige Vader, dankie vir 'n klein handeling wat ons doen om onsself net te herinner van die groot daad wat U gedoen het deur die Seun. Here, help ons dat ons nooit sal vergeet wat daai dag gebeur het nie. Help ons net sal klein maak of afmaak van maar net nog iets wat gebeur het en dit is so 'n mooi storie nie. Here, wat daai dag een van die moeilikste dae van U lewe was op aarde, waar U gesê het, my Vader, vat hierdie beker by my weg, maar dat U tog nog steeds Jesus getrou was en gehoorsaam was en gesterf het, sodat ons kan lewe. Maar nog meer, U het gesterf en U het opgestaan en U het vir ons kom wys hoe dit is om in 'n lewende verhouding te leef met God die Vader. 'n Vader wat vir ons onvoorwaardelik lief is, wat met elkeen van ons 'n intieme verhouding wil wees. Baie dankie daarvoor en ons is baie lief vir U. Amen. Goeiemôre, my naam is Jan, ek is een van die leraars by Rymse Gemeente. My kollegas is Stefan en Herman, die manne met die brille en die pille hier langs aan, hulle sit daar voor. As jy vandag die eerste keer by ons diens is, hoop ek regtig julle geniet die diens saam met ons. Net 'n paar goedjies wat ek onder die aandag wil bring, die kinderbediening en die tienerbediening is gesluit vir die vakansie, so hulle is saam met ons in die erediens en ons glo hulle gaan dit lekker saam met ons geniet. En dan ons dienste in Desember, ons dienstye is 9:00, daar's een diens en ons die 14de en 21ste diens Kersdag. Daar's geen diens die 28ste nie en dan is daar Sondag die 4de Januarie 2026 weer 'n diens. Mag jy daar stadig gaan van nou tot dan, want ek gaan vandag op verlof. Mag dit lang daar wees, daar wat stadig gaan, daar wat mooi sonskyn is en heerlike rustige nagte wees wat voorlê. Mense maak aannames of hulle sit jou in 'n sekere boksie as hulle agterkom waar jou geboortedorp is, waar jy gebore is. En ek het al sien baie mense skaam om te sê waar hulle gebore is. Hulle sê hulle maar is in Johannesburg gebore. Hulle wil nie eintlik sê hulle is in Nigel of Denotter of in Springs gebore nie. Maar partykeer gee dit bietjie weg as jy met iemand praat. I mean, as iemand vir jou sê, my ma en my pa was in ekstase oorspeld gewees oor die nuus, dan weet jy hulle kom van Pretoria af. Of as jy ou sê, toe ek 19 was, het ek 'n plek vir myself gekry wat lekker is, dan weet jy hulle kom van die Kaap af. Waar kom dit, julle kan maar waar kom jy met af as hulle sê, hoor jy, hou my dop, en wys ek jou wat die Ford kan doen. Julle is reg, Rodepoort. Maar ek wil net op die kamera sê, ek het dit nie gesê nie, so Barry Wheelspinner, die mense het dit gesê. Ek dink elkeen van ons het 'n herinnering van waar jy gebore is. Nou ek is in Ermelo gebore in die platteland, en my pa se familie het in daai area gebly in Hendrina en in Bruiten. Nou as jy die area ken, die Bruiten is 'n verskriklike klein dorpie gewees. Dit was so klein gewees, toe die sensus gehou het, die ouste met die mense op sy vingers getel. Die dorpie is, as jy hom net amper misry, het jy die hele plek totaal misgery. Maar dis deel van my storie.
Dis deel van my storie van my pa se kant af. Nou glo ons almal het herinneringe van ons geboortedorp en ook herinneringe van Kerstyd. Meeste van ons Kersfees het ons maar by die huis gebly en dan het my ma daai salty cracks uitgesit met die mossels op en daai toothpick met die kaasie en die worsie en die eitjie. En ja, dan by ma se ons eie, ons was fancy, ons het dip ook gehad vir die chips, hy het mayonnaise en tomatiesous en chutney gemeng, lekker lanie gewees. Maar ek onthou een Kersfees, ons het na my ma se familie toe gegaan, na die plaas waar sy op groot geword het, en dit was in Magoed gewees. Nou Magoed is naby Pongola, maar Magoed is nog kleiner as Brighton, toe hulle Magoed die wit streep in die middel van die pad wou maak, toe moes hulle die pad verbreed het om die streep te kon geverf het. So dis nog 'n kleiner plekkie gewees, maar dis ook deel van my storie. Dis deel van my ma se storie. En ek onthou, my pa het ons vroeg wakker gemaak en in die kar gelaai, nou ry ons. My pa het ook nooit in 'n vuil kar gery nie. So die kar nou eers, die komberse moet afgehaal word. Hy het 'n Alfa GTV gery, dis moet dalk hierdie ander, ek lyk of ek in die koor gesing het. Maar hy het 'n Alfa gery, dan word die komberse afgehaal van die kar af en dan word hy nou afgevee met 'n chamois lap en alles word reg gekry. En dan klim jy in en jy sit net so, jy raak aan niks nie, jy draai nie vensters af nie, jy vat aan niks, jy eet nie in die kar nie. Maar dan onthou ek kan stop ons in Piet Retief en dan my pa gegaan en slapchips gaan koop, 'n halwe brood, 'n blikkie peelchips vis en 'n liter melk. En dan het ons net buite die dorp by daai stoeltjies, daai wit stoeltjies en tafeltjies gesit en dan het ons nou brunch geëet. En al die pad soontoe ons Bonnie M geluister. Inteendeel, ons het die hele Desember die hele tyd. Dink aan Ermelo, dink ek daar was 2 tapes. My pa het een gehad en Checkers het een gehad. En Bonnie M het ons gespeel die hele tyd. Dan het jy die tape omgedraai en het ons weer Bonnie M gespeel die hele tyd. So my ma se familie is toe almal daar en ons speel op die plaas, speel die kleinkinders kleilat en ons swem in die plaasdam. Maar die grootste treat wat ek kan onthou daai. So dit was eers 'n skok toe ek nou sien hoe dit gedoen word en toe was nou lekker later is my oom met 'n bees geslag. En almal verwerk toe hierdie vleis die heel dag deur. En daar was putu-pap gewees, daar was boontjies gewees, soet pampoen, tuisgebakte brood en jam, kaiings, stampmelies, malva pudding, tuisgemaakte mosbolletjies, bakke en bakke kerskoekies, melkkos, koeksisters, bobotie, eystervarkies, pannekoeke, lewer, niertjies, wors en melktert. En dit was net die Saterdagoggend byt gewees. Kyk, ons het daai naweek geëet aan vleis, dat jou tone so krom gestaan het van die gout. Jou mond het geblink soos erg, ek gaan nie sê soos wat nie. Maar dit was lekker gewees. Dit was baie beter gewees as die kasies en die eitjies op die stokkie gewees. Nou soos meeste van julle kan hoor, is meeste van my herinneringe om kos gebou. En dis hoekom ek nie kan help ook so my gewig sukkel nie. Men as ek Bonnie M hoor, begin my mond te kwel en ek het so onmiddellik honger. Jy weet, dit is soos in Pavlov se honde in my kop ingeborduur. En so dink ek het elkeen van ons 'n plek of dit 'n geboorteplek is op iets wat jy kan onthou. En ons gaan hierdie hele Desember gaan ons na plekke kyk van Jesus se koms. Ons gaan God se teenwoordigheid in gewone plekke, maar ook in gewone mense sien en hoe hulle verander. En vanoggend wil ek fokus op Nasaret. Jesus se ouers was van Nasaret af. Hy was nie gebore in Nasaret gewees nie, maar dis deel van sy storie. Sy ouers was daar gewees en sy storie begin daar voor sy geboorte. En ek wil vanoggend vir ons lees in Lukas 1 wat daar gebeur het in Nasaret. Van vers 26 af. Toe Elisabeth 6 maande swanger was, het God die engel Gabriël na Nasaret, 'n dorp in Galilea, gestuur na 'n jong meisie met die naam Maria. Sy was verloof aan 'n man met die naam Josef, 'n afstammeling van die koning Dawid. Gabriël het aan haar verskyn en gesê: "Ek groet jou geseënde vrou. Die Here is met jou." Verward en ontsteld het Maria gewonder wat die engel se begroeting kon beteken. "Moenie bang wees nie, Maria," het die engel gesê, "want God het besluit om jou te seën. Jy sal swanger word en 'n seun hê en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Hy sal vir ewig oor Israel regeer en sy koningsheerskappy sal nooit eindig nie." Maria het vir die engel gevra: "Maar hoe kan ek 'n kind hê? Ek was nog nooit by 'n man nie." Die engel het geantwoord: "Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou toevou. Daarom sal die kind wat gebore word heilig en die seun van God genoem word. Meer nog, jou familielid Elisabeth het haar gevorderde ouderdom swanger geword. Mense het altyd gesê sy is onvrugbaar, maar sy is in haar 6ste maand, want niks is onmoontlik vir God nie."
Maria het geantwoord, ek is die Here se dienares, en gewillig om aan te aanvaar wat hy ook al wil hê. Mag alles wat jy gesê het waar word. Toe het die engel weer weggegaan. Vriende, as ons dink aan groot gebeure, dan dink ons aan groot stede, invloedryke mense, prominente plekke waar dinge gebeur, soos in Jerusalem, of in Rome, of in New York, of in Kaapstad. Maar vandag vat Lukas ons na 'n baie ander plek, na 'n klein plekkie, wat nie eens op die wêreldkaart is nie. Daar waar God nie by die grootste stede, of in 'n paleis of 'n stad iets doen nie, maar in 'n klein dorpie, met 'n jong meisie, sonder status, sonder invloed, en sonder 'n titel. Dis die wonder wat God se hart is. God se hart is, hy kies die gewone, om die buitengewone te doen. Nou Lukas begin hierdie gedeelte met 'n eenvoudige vers wat amper ongemerk is. Hy sê daar in vers 26, toe Elisabeth 6 maande swanger was, het God 'n engel Gabriël na Nasaret, 'n dorp in Galilea gestuur, na 'n jong meisie met die naam Maria. Nou dit klink onskuldig, maar as jy nou hierdie vir die Jode vertel, dan was dit vir hulle eintlik verbuisterend geweest, want Nasaret was glad nie bekend geweest vir profete, of vir konings, of vir priesters, of vir koninklike afstand nie. Dit was 'n landbougebied gewees. Dit was 'n vergete plek. In die hele Ou Testament praat hulle eers van Nasaret nie. Nou vir die mense om dit niks beteken in die plek nie. Maar vir God was dit die perfekte plek. Dit was nie die eerste keer gewees wat God iets kleins of iets onbelangriks gekies het nie. Hy kies vir Abraham, 'n man sonder kinders, om die vader van alle nasies te word. Hy kies vir Moses, 'n skaapwagter, om die Israeliete te bevry. Hy kies vir Dawid, die jongste van die kinders, om 'n koning te word. En hy kies vir Bethlehem, 'n klein dorpie, as die geboorteplek vir die Messias. God werk nie soos die wêreld nie. Die wêreld kies die belangrikheid, God kies bereidheid. Ons lees in Johannes 1, Filippus kry toe van Nathanael en sê vir hom, ons het hom gekry van wie Moses in die wet geskryf het, en van wie die profete ook geskryf het. Dit is Jesus van Nasaret, die seun van Josef. Maar Nathanael het vir hom gesê, kan daar iets goeds uit Nasaret uitkom? Hy is onmiddellik soos, maar Nasaret, die Messias kan nie van daar afkom nie. Jesus kan nie van Nasaret afkom nie. Dis 'n onbekende plek. Dis nie 'n plek waar God 'n wonderwerk sal doen nie. Dis nie 'n plek wat deel is van God se storie nie, van die Messias se storie nie. So ek weet nie waar jy vandag is nie, in jou lewe nie. Maar dalk vra jy dieselfde vraag oor jou lewe. Kan iets goeds uit my situasie kom? Kan God my gebruik waar ek is? Kan God werk in my gewone alledaagse bestaan? As ons na Maria se lewe kyk, sê God duidelik ja. Van God se grootste prestasies is juis in plekke waar niemand anders dink dit sal gebeur nie. Die engel Gabriël kom met 'n boodskap, nie aan 'n koningin nie aan 'n vrou van status nie, maar aan 'n jong tienermeisie. 'n Meisie wat God gekies het. 'n Gewone meisie, maar met 'n buitengewone roeping. Geen titel, geen posisie nie, net genade van God af. En elke keer as God 'n mens roep, of ons elkeen roep, dan is dit soos toe hy Maria gekom het, so Gabriël gaan na haar toe, hy kom nie na haar toe met 'n opdrag nie, hy kom na haar toe met genade. En elke keer wanneer ons ook 'n roeping het, kom God eerstens na jou toe met 'n genade, nie met prestasie nie. Maria is gekies, nie omdat sy prestasie of belangrik was nie, maar omdat God goed was. Vriende, ek het nogal gedink, ons sê maar net, okay, maar dit Maria gebeur, hoe gaan dit aan? Maar as jy die konteks vat, as 'n vrou in daai tyd verloof was en sy het swanger geword, voordat sy getroud is, het hulle haar buite die dorp gevat en het haar met klippe gestenig tot sy dood is. So ek dink net, kan jouself in haar skoene sit. Hier sê die engel vir haar iets, sy hoor dit, en nou moet sy vir haar familie gaan sê. Gelukkig het die engel aan Josef ook verskyn, maar sy moet vir hulle gaan verduidelik het, en dink jy die mense gaan hierdie storie glo van, ja, right, ja, dis wat gebeur het. Jy weet, 'n engel het na jou toe gekom en toe dit gebeur. Dis hoe jy swanger geword het. Ek dink nie haar familie het al geglo nie. Maar dan kom een van die mooiste geloofreaksies vir my in die hele Bybel in vers 38. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het. Nie omdat sy alles verstaan het nie. Nie omdat dit maklik sou wees nie. Maar omdat sy vir God vertrou het. Nou hier lê die kern van disippelskap. God soek nie perfekte mense nie. Hy soek beskikbare mense. God se planne voel dikwels groter as ons eie vermoë. En miskien sit jy vandag en God roep jou na iets wat vir jou onmoontlik voel. Dalk om iemand te vergewe. 'n stap van gehoorsaamheid.
'n nuwe bediening wat jy dalk begin, 'n roeping wat God op jou hart gesit het, dalk 'n geloofwaagstuk wat jy moet doen. Ons het vroeër gepraat in die jaar van, God het 'n roeping op elkeen van ons se lewens. En elkeen van ons is deel van die liggaam, en elkeen van ons het 'n doel en 'n roeping. Dis nie net wanneer jy voltyds by die kerk werk of op die verhoog staan nie. Elkeen van ons het 'n deel in die koninkryk. En Maria se verhaal sê vir ons dat alles by God begin het met 'n ja. Ons almal het Nasaret oomblikke. Ons almal word geroep. Ons elkeen is in seisoene van eenvoud. Dis nie altyd op 'n plek, dis nie altyd soos Moses wat 'n brand in 'n bos het of 'n engel wat in jou verskyn nie. Dalk is dit net in jou kombuis. Dalk is dit op pad in jou kar op pad huis toe. Dalk is dit in jou stilte tyd. Dalk is dit plekke waar niemand raak sien nie. God se grootste werk begin dikwels in die gewone. 'n Toegewyde ouer wat elke aand saam met 'n kind bid. 'n Werker wat integriteit kies. 'n Jong mens wat sê, Here, gebruik my waar ek is. 'n Lidmaat wat 'n behoefte sien en stilweg dien. Nou hierdie hele gebeurtenis het Jesaja al geprofeteer. Alles wat met Jesus gebeur het, en ek dink dit was so hartseer dat die fariseërs dit nie raak sien nie, die kerkmense van daai tyd. Alles wat gebeur het voor hulle oë, alles wat hulle in Jesus sien het, was geprofeteer gewees. Jesaja profeteer in Jesaja 7. Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. En waar gebeur dit? Nie in 'n tempel in Jerusalem nie, nie 'n paleis in Rome nie, in 'n klein dorpie met 'n jong meisie in 'n nederige huis. So werk God. Groot profeseë word waar op gewone plekke. Vriende, God wil ook in my en jou lewe werk. Die vraag is nie of jy belangrik genoeg is nie. Die vraag is jy beskikbaar? Is ek en jy beskikbaar waar God ons wil gebruik, met die roeping wat hy op ons lewe het? Dalk is dit nie so groot soos Maria se nie, dalk is dit iets kleins wat die Here van jou vra. Maar ek het nou in die laaste ruk ook agtergekom dat hoe meer ek die Here se stem wil hoor en wil weet, Here, maar wat is die toekoms, wat gaan gebeur, wat se besluite moet ek neem, en veral as ons bid oor die kerk en die gemeente ook, kom dit baie keer terug net ook, wees net gehoorsaam in die een dingetjie wat die Here nou vir jou sê. Vat net daai een stap. God gaan nie vir jou 'n hele plan klaar uitgee, die hele legkaart is klaar nie. Dis daai stap van geloof om te sê, soos Maria, Here, gebruik my. Ek weet dalk nie alles nie, maar ek gaan hierdie een stap in geloof neem, en ek gaan 'n verskil maak, want ek wil doen wat U wil vir my lewe is. Waar is dalk onbelangrike ritmes, ruimtes in jou lewe? Dalk jou huis, of jou routine, of jou werk, of jou buurt, jou geheime plek waar jy stryd of seer het, of dalk net in jou gewone dag tot dag. God kan daar begin werk as jy jou hart oopmaak. Wat vra God van jou? Miskien vra God net van jou een ding, gee my net 'n ja. 'n ja van gehoorsaamheid, 'n ja van geloof om te sê, ja Here, ek sal doen wat U vir my sê. Ek sal daai stap van geloof neem. 'n ja wat sê, Here, ek verstaan nie alles nie. Here, ek voel nie sterk genoeg nie. Here, ek voel nie waardig nie, maar laat met my gebeur volgens U woord. Die koninkryk van God begin met 'n mosterdsaadjie, iets wat klein is, iets wat eenvoudig is, iets wat onopvallend is. God soek geloof, nie grootheid nie. God soek gehoorsaamheid, nie 'n CV nie. God soek 'n oop hart, nie 'n perfekte lewe nie. Nou Maria se verhaal herinner ons dat God begin groot dinge in 'n klein dorp. God begin groot planne in 'n nederige hart. God gebruik gewone mense vir buitengewone roeping. God is aktief in alledaagse lewe. Vriende, my vraag aan jou vanoggend is, as ek en jy oop, is ons bereid om te sê dat as God iets van jou vra, as 'n engel dalk in jou verskyn, is jy bereid om dan gehoorsaam te wees? Is jy bereid om soos Maria te sê, ja Here, gebruik my? En maak nie saak waar jou geboorteplek is nie, maak nie saak waar jy vandaan kom nie, maak nie saak waar jy op die oomblik is nie. Daar is nie so iets soos dis nie belangrik vir God nie. Daar's nie 'n status om te sê, hierdie plekke is beter, hierdie mense is beter. God gebruik net sekere mense. God gebruik elkeen van ons. Mag ons 'n gemeente wees wat sê, Here, hier is ek, laat U wil met my gebeur. Kom ons sit net so, dan bid ek vir ons. Here, ons kom vandag as 'n gemeente en ons wil voor U kom en sê, Here, gebruik ons. Here, ons gaan in hierdie maand nie net Kersfees vier nie, maar ons gaan kyk hoe U gewone plekke gebruik, gewone mense, om groot goed te doen, om U koninkryk uit te bou.
Here, soos ek in die begin gebid het, U ken elkeen van ons, ek ken nie mense se omstandighede nie. U weet waar elkeen van ons is. Ek bid, Here, dat U met ons elkeen sal wees. Heilige Gees, dat U die van ons wat hartseer is sal vertroos, die van ons moeg is, vrede sal gee en rus sal gee. Dankie, Here, dat U altyd met ons is, in goeie en in slegte tye. Ek bid, Here, dat ons U Heilige Gees se teenwoordigheid sal voel, nie net in 'n kerkgebou nie, maar elke oomblik van elke dag van ons lewens. Want U is by elke omstandigheid, by elke plek, of dit nou 'n gewone plek is of nie, U is daar. U is met ons. Dat ons U stem sal hoor en dat ons gehoorsaam sal wees. In Jesus naam. Amen. As jy vandag vir die eerste keer besoek, wil ek jou graag ontmoet. Ek maak ook vandag 'n bietjie vroeër klaar, want ons gaan vandag die Matlabana projek afhandel. Ons gaan buitekant, as jy uitkom, gaan jy sien, gaan daar care packs wees, wat jy kan gaan pak. So al die mense wat produkte gebring het, baie dankie. Wat Matlabana doen is, die hartseer is, daar so baie kinders, wat by 'n polisiestasie opdag, wat molestering en verkrachting aanmeld. En hierdie care packs word dan gepak, sodat die kinders in 'n kamer daar gesit word, dat hierdie vir hulle gegee word. So as jy uitgaan en jy wil deel wees van hierdie uitreik, kan jy gaan en jy kan hierdie pakkies pak. Hulle sal vir jou presies sê wat om te doen. Maar ek wil ook vra, wanneer jy hierdie pakkie pak, bid ook vir die persoon wat daai pakkie gaan ontvang. Ek meen, kan jou indink, jy's 'n klein jong dogtertjie of 'n seentjie, en jy moet by 'n polisiestasie gaan sit, waar jy in 'n kamer sit en jy moet vir hulle vertel wat iemand aan jou gedoen het. So ons kan van 'n kerk se kant af ook daai care gee, daai liefde gee om te sê, God is lief vir jou, al is dit net deur 'n pakkie. So as jy wil deel wees van die uitreik, gaan jy uitgaan, jy kan daar's 'n klomp gazebos wat jy kan pak, daar's ook koffie om te drink en tee, ondersteun ook vir Coffee the Bible. En dan soos ek sê, hierdie hele Desember, ons dienste is 9:00, kyk maar net na die social media. Ontvang die seën van die Here. Mag die liefde van God die Vader en die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees in elke area en elke plek van ons lewens wees. En die gemeente antwoord. Amen. Mag julle 'n geseënde week hê. Sien julle volgende jaar.